Goeiedag julle. Hier is weer die ander van die twee stemme. Ons gaan bietjie kyk na watse tipe van belangrike dokumentasie het 'n mens nodig in enige krisis of noodsituasie. En dit is nou van toepassing op enige noodsituasie, nie net as 'n mens wil vasstaan of onttrek nie, maar ook as mens in 'n karongeluk is of jou huis brand af of daar is 'n natuurramp of wat ook al. So die eerste ding vir ons altyd is ons Bybel of ons Bybels. Ons het meer as een. En ons het maar 'n tipe van 'n krat waarin ons al hierdie van Bybels en Bybelnaslaangboeke en sulke tipe van goedjies insit. Dan kan 'n mens ook kyk na 'n lys met Bybelversies of memoriseerversies waarvan jy en jou gesin of jou familie of jou groepering van hou. Natuurlik is dit baie beter as mens hierdie tipe van Bybelsversies memoriseer, want dan is dit in jou gedagtes en jy het nie nodig om 'n papier oop te slaan om daarna te kyk nie. So dis ons nommer 1. Dan kyk 'n mens 'n bietjie na persoonlike dokumentasie vir elke lid van jou gesin, familie of groepering. So ons kyk na goed soos ID-dokumente en of paspoorte, geboortesertifikate vir daardie kinders wat nou nog nie 'n ID-dokument het nie. Dis dalk 'n goeie idee en kyk na dinge soos ekstra ID-foto's. Dis altyd handig om te hê. En dan kan 'n mens ook kyk na goed soos vingerafdrukke as dit regtig moontlik is. Ek weet nie of plekke soos 'n polisiestasie ensovoorts vir jou net vingerafdrukke sal doen en vir jou gee nie, so jy gaan dalk kreatief moet raak hierso as dit iets is wat jy in jou dokumentasie wil plaas. Dan kan ons nou gaan kyk na ons mediese inligting. So maak seker jy het genoteer wat se mediese toestande of kroniese toestande daar in jou gesin of jou familie of groepering is, wat se kroniese medikasie hierdie persone gebruik en het jy enige afskrifte van voorskrifte. Dan is daar altyd 'n groot debat oor bloedgroep. Is dit nodig om te weet wat is jou bloedgroep? Ek sou sê in 'n situasie soos 'n karongeluk of sulke tipe van krisis of noodsituasies is dit goed om te weet wat is jou bloedgroep indien iemand moet bloedoortappings of dinge kry. As ons kyk na vasstaan of onttrekkingssituasies in daardie tipe van noodtoestande gaan 'n mens nie noodwendig die nodige toerusting ensovoorts hê om bloedoortappings te kan doen nie. Daar gaan moontlik nie krag wees vir hierdie tipe van goeders nie, so dan is dit bietjie van 'n onsin om te weet regtig wat jou bloedgroep is. Dis altyd goed om te weet, so as jy kan uitvind, jy weet probeer uitvind wat is jou bloedgroep. Ek weet mense kry op baie van die mediese websites ensovoorts kry mense hierdie toetsstelletjies wat jy kan toets wat jou bloedgroep is. Ons het byvoorbeeld so een gedoen vir Chart lank terug en ons het nou 'n goeie idee wat ons almal se bloedgroepe is. Okay. Die volgende enetjie waarna ons kyk is jou huishoudelike informasie. So daar wil ons weet, wat is jou huis- en motorversekering? Het jy dokumentasie daarvoor? Enige lewensdekking en sulke tipe van goedertjies. Ons wil weet enige aftreeannuïteite en pensioenfonds besonderhede. Jy kan ook so ver gaan as om 'n inventaris van jou huisinhoud te maak met fotos. Dis altyd goed vir versekeringsdoeleindes, maar ek weet nie hoeveel hierdie inligting jou gaan baat as 'n mens in 'n onttrekkingssituasie noodwendig is nie. Dan kan 'n mens ook kyk na goed soos jou testament, afskrif van jou testament. Dit is nogals 'n belangrike een, veral as jy en jou gade tot sterfte kom. Wat gebeur met jou kinders? Jy weet wie weet waar kom hulle vandaan ensovoorts. So dit is nogals 'n belangrike een. Enige lewensversekering, jou huwelikskontrak, enige verbanddokumentasie en as jou eiendom reeds afbetaal is, die titelakte van daardie eiendom. Dit is belangrike inligting om te hê. Dan kan jy ook kyk na goed soos familiefoto's en enige ander korrespondensie wat jy belangrik ag. Dit is altyd noodsaaklike dingetjies wat jy kan insluit. En dan die laaste ding waarna ons kyk, is jou, as jy in 'n onttrekkingssituasie is,
die kaarte van jou omgewing, die roetes wat jy wil volg en die bestemming wat jy wil bereik. Jy kan ook daarna kyk om die noodprosedure wat jy ingeoefen het met jou groep of jou gesin of jou familie, om dit ook in te sluit, kortliks genoteer. En dan baie belangrik in terme van onttrekkingssituasie is kontakbesonderhede en dan uiters belangrik radiofrekwensies. Hopelik is dit reeds geprogrammeer op die radio's wat jy gaan gebruik. Andersins moet jy ander frekwensies dalk hê van ander moontlike groepe waarvan jy weet of ander families wat onttrek ensovoorts dat julle met mekaar kan kommunikeer oor daai radiofrekwensies. Nou, hoe maak ons op hierdie dokumentasie te stoor? Jy moet seker maak dat jy harde kopieë van al hierdie goeders het. En as jy die oorspronklike goeders het, soos jou oorspronklike ID-boekie of kaart, jou oorspronklike bestuurslisensie, oorspronklike geboortesertifikaat en daai tipe van goeders. Iemand in die gesin, 'n verantwoordelike persoon, gewoonlik die vrou of die ma, het hierdie dokumentasie in haar besit en maak seker dit is in 'n waterdigte sakkie. Jy kan dit ook in een van hierdie carry folders met dividers of afskortetjies sit sodat jy jou groepering van jou dokumente bymekaar het, jou persoonlik, jou medies, jou huis en motor dokumentasie en dan nou jou kaarte en jou omgewings inligting. En dit kan jy in een van hierdie carry folders sit en met sy verskillende dividertjies in 'n Ziploc sakkie. En dit gaan dan nou either in 'n krat saam met jou Bybels in die voertuig waarmee jy onttrek of in jou grypsak of wat ook al. Maak ook seker dat jy elektroniese kopieë van hierdie goeders het. Jou selfoon is 'n goeie bron. Jy kan altyd die skandeersagteware op jou selfoon gebruik om skanderings te maak van hierdie dokumentasie en te stoor op jou foon. Onthou net as jy jou foon backup of skoonmaak om dit nie af te haal nie, of jy moet seker maak jy sit dit dan nou weer terug. En dan is dit ook 'n goeie idee om dit op 'n eksterne harde skyf of 'n USB stokkie te stoor. Daar's baie goeie voorstelle gewees al van mense met wie ons gesels het as dit op 'n USB stokkie is. Volgende punt waarby ek sal kom is ook identifikasie aan jouself. Dan kan jy hierdie USB stokkie in 'n Ziploc sakkie of waterdigte houer of wat ook al in jou grypsak of in 'n krat of wat ook al sit. Dan kyk ons ook bietjie na fisiese identifikasie van jou en jou familie of jou groepslede. Nou wat ons gedoen het is ons het vir ons dog tags gemaak. Ons het 'n maatskappy gebruik. Ek sal vir julle die inligting stuur as julle my kontak. Baie oulike dametjie daar wat ons gehelp het. So ons het op 'n dog tag aan die voor en die agterkant het ons inligting opgesit. En wat ons byvoorbeeld opgesit het was chart het sy ID-nommer, naam en van, my ID-nommer, naam en van. Ek is sy in case of emergency, sy ICE persoon. As hy in 'n kar ongeluk of wat ook al is, dan weet hulle wie om te kontak en ons het al 3 kinders se naam van ID-nommer opgesit en George se kroniese toestande en die medikasies wat hy gebruik. Dan op myne is dit natuurlik myne en syne en dan al 3 die kinders en my mediese toestande of kroniese toestande en my medikasie wat ek gebruik. Elke kind het ook so een. So dis nou waar dit lekker is as jy dog tags het, dan kan jy daai USB stokkie van jou aan jou dog tags ook sit. So dit is nie noodwendig net iets wat 'n mens kan gebruik in 'n onttrekkingssituasie nie, maar dis ook 'n goeie ding vir enige ander noodsituasie. As iemand jou moet uitken, as jy nie vir jouself kan praat nie, byvoorbeeld in 'n motorongeluk of 'n natuurramp of wat ook al, dan weet die mense wie jy is, wie jou mense is en hoe hulle daai persone dan nou kan kontak. So dis altyd 'n goeie dingetjie om na te kyk. Weet mens kry baie kere armbandjies wat 'n mens ook kan opsit, soos jou medical alert bandjies en daai tipe van goed. Ons het net gevind jy kan nie baie inligting daarop sit nie, maar dis ook 'n goeie vorm van identifikasie in 'n onttrekkingssituasie. Sou albei ouers iets oorkom, kan daai kinders steeds geïdentifiseer word en moontlike kontak kan gemaak word met ander familielede van hierdie kinders. Okay, so julle, dit is basies die belangrike dokumentasie en maniere hoe mense hierdie dokumentasie kan stoor wat ons nodig ag. Daar is vir elke gesin of familie of groepering ander belangrike dokumentasie of wat ook al en dit kan julle dan nou insluit by hierdie
pakkie wat jy bymekaar sit. Onthou net harde kopieë van alles en dan 'n elektroniese kopie van alles ook. Weereens, dit is nie nodig om dit net te hê vir 'n onttrekkingssituasie nie, dis baie waardevolle inligting om bymekaar te hê in die tye waarin ons is, want enigiets kan gebeur, jou man of jou vrou kan iets oorkom en jy weet waar is hierdie belangrike dokumentasie. 'n Ander ding waarna mens ook kan kyk is byvoorbeeld jou wagwoorde van al jou rekeninge ensovoorts. Natuurlik is die beste manier om 'n password keeper app te hê, byvoorbeeld Kaspersky se password manager. Jy weet daar's klomp elektroniese maniere van hierdie goed om gestoor te wees, maar as daardie goeders val, het jy ook 'n harde kopie van dit nodig en natuurlik is dit iets wat jy op 'n baie veilige plek moet bewaar. So onthou om dit ook maar in te sluit. As daar enige iets is wat ek gemis het, natuurlik kan jy dit vir persoonlik weer eens en vir jouself opstel soos wat jy dit wil hê. Maar hierdie is die basiese goedjies wat ons in plek gesit het vir ons gesin. Mag julle 'n wonderlike dag hê.